Welkom. Vandag kyk ons 'n bietjie dieper na Osaka se Tsurumi-wijk, gebaseer op die bronne wat jy vir ons saamgestel het. Op die oog af, ja, dis modern, dis groen. Daai groot Tsurumi Ryokuchi park oorheers mos alles. Presies. Maar jou notas suggereer daar's veel meer onder die oppervlak aan die gang. Laag van geskiedenis. Ja, dis presies dit. Ons doel vandag is om so 'n bietjie deur daardie laag te krap. Daar's stories van geheime hawens, van industriële stryd, selfs oorlog. Dinge wat gebeur het lank voor die park eers daar was. Goed. En dan wil ons dit koppel aan die goed wat jy vandag daar kan sien. Die, kom ons sê, versteekte juwele. Dit gaan eintlik oor die stories agter die mooi prentjie. Okay. Dit klink fascinerend. Kom ons spring weg. Die naam self, Tsurumi. Jy noem iets van 'n ou legende oor kraanvoëls. Ja, blykbaar. Dis 'n oulike stukkie folkloor, maar die amptelike rede vir die naam, volgens die bronne, is wel die park. Tsurumi Ryokuchi. Dit is gestig in 1974, toe die wijk ook gevorm is. Reg, maar as ons nog verder teruggaan, voor die park, voor die moderne wijk, jy weet, na die Edo-tydperk toe. Ja, dis waar dit interessant raak. In die 18de eeu, so sê een bron, was dele van Tsurumi, veral daar langs die Kizu-rivier, wel, dit was soort van 'n geheime hawe. 'n Geheime hawe? Wat beteken dit? Wel, dit klink of handelaars skelm hier aangedoen het. Hulle het goedere soos hout en sout afgelaai. Die idee was om die amptelike hawegelde en belasting te vermy. So, smokkelhandel basies. Ja, min of meer. Dit het blykbaar selfs hand uitgeruk. Jou notas praat van 'n Kawahara-geveg, nogal gewelddadig klink dit, voor die owerhede uiteindelik ingegryp het. Sjoe, en dis nou waar die park is? Presies daar. Nogal 'n kontras, né? Van geheime handel en gevegte tot 'n rustige groen gebied. Absoluut. En die kontraste gaan aan. Met die modernisering van Japan, Meiji, Taisho-eras, dan lees ons van die Tsurumi Spinning Mill, 'n groot fabriek. Ja, 'n katoenspinnery. Groot onderneming vir sy tyd, maar die ander kant van die munt. Die werksomstandighede, veral vir jong vroue wat daar gewerk het. Dit klink nie goed nie. 12 uur skofte. Ja, 12 uur per dag. Baie moeilike omstandighede. Maar wat nogal merkwaardig is, en jou bronne lig dit uit, is dat daar selfs 'n staking was. So rondom 1910, Regtig? deur die vrouewerkers. Jep. Een van daardie baie vroeë voorbeelde van georganiseerde protes deur vroulike arbeiders in Japan. 'n Regte vonk van aktivisme. Daai fabriek is natuurlik lankal nie meer daar nie. Maar die storie, dis deel van die plek se geheue. Dis belangrik om te onthou. En dan, net 'n paar dekades later, word dit weer donkerder. Die Tweede Wêreldoorlog. Ja, die Sumitomo Metaalwerke het 'n groot fabriek daar gehad, vliegtuigonderdele. En die bronne sê skoolseuns moes daar werk. Ja, die Gakuto Doin, studentewerkers, weens die tekort aan mannekrag teen die einde van die oorlog. Dis verskriklik. Dit is. En die tragedie is dat baie van hulle dood is in 1945, toe die fabriek en die koshuise waar hulle gebly het, gebombardeer is. Ai, is daar enige herinnering daaraan vandag? Ja, daar is blykbaar 'n gedenkteken, naby waar die fabriek was. Dit plaas dinge nogal in perspektief as jy vandag daar in die sonnetjie sit, wie weet. Definitief, dis swaar goed. En dan kom die groot verandering, hierdie massiewe transformasie waarna die bronne verwys, die 1990 internasionale blomme en groen uitstalling, die Hanahaku. Dit klink of dit alles omgekeer het. Ja, dit het wrakkies. Daai expo was die katalisator. Hulle daai ou industriële grond, die terrein met al sy geskiedenis, heeltemal geneem en omgeskep. In die park wat ons vandag ken, Tsurumi Ryokuchi. Presies. Een van Osaka se grootste parke. En dit was 'n reuse sukses. Miljoene mense het dit besoek. Jou notas het selfs daai staaltjie in van die arme geluksbringer. Oh ja, die Hanazuki-chan. Ja, die persoon in die kostuum wat in die verskriklike somerhitte flou geval het. Kan jy nou dink? Ek kan my voorstel. So daai expo se nalatenskap is vandag die groot ding vir besoekers. Jou notas lig 'n paar hoogtepunte uit. Die Sakuya Konohanakan, daai groot kweekhuis.
Ja, dis indrukwekkend. Een van Japan se grootstes. Plante van reg oor die wêreld, woestyne, tropiese woue, als onder een dak. OK. En nog? Wel, dan is daar die windmeelheuwel. Mooi met seisonale blomme. En Tsurumi Shinzan. Dis nogal snaaks. Dis tegnies Osaka stad se hoogste berg. Hoogste berg. Hoe hoog? Net 39 meter. 39 meter. Dis 'n heuweltjie. Ja, presies. Maar jy kry glo mooi uitsigte van daar af, tot by Abeno Harakas op 'n goeie dag. En dis nogal iets om te dink as jy daar staan. Jy staan dalk op grond wat deel was van daai Sumitomo fabrieksterrein waar die seuns gewerk het. Dis 'n goeie punt. Die laag van geskiedenis, letterlik onder jou voete. Die bronne lys ook klomp ander goed om te doen. Braai, kamp, perdry, speelplekke, sport, selfs 'n spa. Ja, daar's baie aktiwiteite. Dis 'n volwaardige ontspanningsgebied. Maar die een versteekte juweel wat vir my uitgestaan het in die navorsing is die storie van die kersiebloeisels. Oh, wat is spesiaal aan hulle? Wel, baie van die ouer bome in die park, veral die skaarser variëteite, hulle is nie oorspronklik van Tsurumi nie. Nee, waar kom hulle vandaan? Hulle is versigtig oorgeplant in die 1970s al. Vanaf die Osaka muntboere se terrein, die muntboer moes uitbrei en in plaas daarvan om hierdie pragtige gevestigde bome af te kap, het hulle gered en hierheen gebring. Wow, so dis geredde bome. Ja, dis lewende geskiedenis wat jy daar sien blom. Elke lente, bome met hulle eie migrasiestorie. Dis nogal spesiaal. Dis fantasties. Ek hou daarvan, lewende geskiedenis. Enige ander klein oorblyfsels, tekens van die verlede waarna mens kan uitkyk. Ja, kyk het vir die manga-teksels. Party het nog die spesiale Hanazukin-chan ontwerp van die 1990 Expo en daar's blykbaar 'n trouvenue in 'n gebou wat oorspronklik vir hooggeplaastes tydens die Expo gebruik is. Klein goedjies, maar dit dra alles by tot die storie. So, as ons nou alles saambring, wat is die eintlike kernboodskap uit hierdie verkenning van Tsurumi? Dis duidelik veel meer as net 'n mooi park. Absoluut. Die sleutelinsig, dink ek, is juis dit. Jy loop letterlik bo op laag en laag geskiedenis. Die geheime Edehawe is dalk onder jou voete. Die spook van daai ou fabriek hang dalk nog iewers rond. Daai kersieboom voor jou is dalk 'n immigrant van die muntbureau. As jy dit weet wanneer jy Tsurumi Ryokuchi besoek, dan word 'n mooi dag in die park sommer iets dieper. Dit kry betekenis. Dit gaan nie net oor wat jy sien nie, jy weet, maar oor die onsigbare stories wat die landskap gevorm het. Dat gee definitief 'n ander dimensie. En ja, dit laat 'n mens nogal wonder. Ja, Watter ander sulke verborgde geskiedenisse, watter onvertelde stories lê dalk net onder die oppervlak van die plekke wat jy, die luisteraar, elke dag sien of besoek? Dis nogal iets om oor te dink.